Voordat jy partykeer voel hierdie lewe soos 'n malle meele wat net nie ophou draai nie. Dit is aan die een kant besig om kliphard te werk en aan die ander kant sit jy die stemmetjie in jou kop wat sê jy moet dien, jy moet uitreik. En laat ons eerlik wees, dit voel soos die laaste ding waarvoor 'n mens krag het. Maar wat as ons hierdie hele ding verkeerd verstaan? Dalk gaan dit nie oor 'n nog 'n ding wat ons moet doen op ons to-do-lys nie. Dalk gaan dit oor iets heeltemal anders. Onthou jy daardie keer toe iemand vir jou 'n onverwagte kompliment gegee het? Of toe iemand jou naam onthou het in 'n situasie waar jy gevoel het soos net nog 'n gesig in die skare? Sien, dis waaroor Jesus praat as hy sê, dis beter om te gee as om te ontvang. Dis nie oor goed gee nie, dis oor jouself gee. Dis oor daardie oomblikke waar jy vir 'n sekonde uit jou eie kop klim en regtig sien wat om jou aangaan. En ek weet, jy dink nou, maar ek het nie eers tyd om my eie lewe te hanteer nie. Hoe kan ek nog aan ander dink? En ek hoor jou, regtig. Maar hier is die ding. Dis nie 'n kwessie van of nie. Dis 'n kwessie van hoe. Dalk is dit so eenvoudig soos om vir 'n kassier by die winkel in die oë te kyk en opreg dankie te sê. Of om vir jou kind te luister, asof wat hulle sê die belangrikste ding in die wêreld is. Al is dit net vir 'n paar minute. Maar ek hoor jou sug en want selfs partykeer dit voel te veel. Dis asof jy self 'n leeput is en hoe kan jy vir ander gee as jy self niks het nie? En dis hier waar die wonderlike dinge gebeur. Want sien, as ons praat van groei deur diens, dan praat ons van 'n twee-rigtingstraat. Jy gee, maar in daardie gee ontvang jy ook. Jy sien iets van God se liefde vir jou en die glimlag van die persoon wat vir wie jy gehelp het. Jy voel iets van sy warmte en die dankbaarheid van iemand wat jy raak gesien het. Dit is amper asof daar 'n fontein binne in jou begin borrel. En hoe meer jy daaruit skep om vir ander te gee, hoe meer word jy self gevul. Maar ek weet, dit is nie altyd maklik nie. Partykeer voel jy of jy net wil wegkruip van die wêreld. En weet jy wat, dis ook oukei. Jesus het ook tye gehad waar hy alleen wou wees, waar hy moes herlaai. So miskien begin ons net daar, met 'n oomblik van stilte, met 'n diep asemteug, 'n sagte gebed. Here, vul my. Help my om u liefde te sien, te voel en dan daaruit te leef. En dan wie weet, dalk begin jy die wêreld 'n bietjie anders sien. Dalk begin jy jouself 'n bietjie anders sien. En dalk, net dalk ontdek jy dat in daardie klein oomblikie van diens jy eintlik besig is om te groei. Dat jy besig is om meer en meer te word soos Jesus, wat homself vir ons gegee het.